Nou goed, beste pizza ooit. Oeh, ek weet, laas somer, Snoepie by die skateboardpark, die pepperoni pineapple palooza. Ek het alles opgeëet. Beste sokkerwedstryd. Tweede wedstryd die seisoen, die briljante kophou en doel! Beste kaarttoertjie ooit. Gereed? Ek benodig 14 pakke kaarte, 1 pond vere en 'n vol struiseier. Gizmo, ons het nie een van daai goed nie. Okay dan. Tweede beste kaarttoertjie ooit. Oh. Ons het nog geen oorgrote piesangs en maarotse nie. Vergeet dit. O, beste Este superboektog met 'n regte reus in. David en Goliath, beste superboektog ooit met vlammende swaarde. Wa, 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 wa. Wow. As ek net 'n vol struiseier kon kry. Ek het dit, die geveg tussen Michael en Lucifer in die hemel. Ek weet, die beste superboektog ooit. 'n Tog met wat? Niks. Nie die beste, die belangrikste superboekavontuur ooit. Wat dink julle was dit? Wow, dink net Joy, van al die kere wat ons saam met Superboek was, dink jy ons was moontlik al op die beste avontuur gewees? Superboek se grootste avontuur tot op datum? Miskien nog nie. Superboek! Nog 'n avontuur. Ek neem julle om dinge te sien wat al ondersoek julle die hele geskiedenis vanaf die tyd toe God mense op aarde gemaak het tot nou toe. En al ondersoek julle die hemel van die een uiteinde tot die ander, julle maar kan kyk of iets so magtigs al ooit gebeur het, of is daar al ooit van so iets gehoor? By Gees en Sotai on, ons is in die land van Midian. In die jaar... Wel, wat het ons hier? Reisigers wat verdwaal het. Ons het nie verdwaal nie. Ek is geprogrammeer om... ek bedoel... jy geweer dat julle baie goeie strooi hier het. En hier? En hier en Ekskuus, ons is nie van hier rond nie. My naam is Chris, dit is Joy en Gizmo. Ek is Moses. Verskoon my, maar ek beter gou daardie wegloop skape terugjag na my trop toe. Ons help jou graag. Kom ons gaan maar. Dankie vir julle hulp, kinders. Dis regtig 'n wonderlike land. Bly al lank hier, Moses? Ek woon nou al vir 'n goeie aantal jare in Midian. Wel, waar het jy voorheen gewoon? Eers in Egipte, waar ek as die seun van die farao grootgemaak is. Wag, die farao, soos in die koning van Egipte farao? Ja, maar dit was in die tyd van die ou farao. Hoewel ek as 'n Egiptenaar grootgemaak is ek 'n gebore Hebreër. Op 'n dag het ek gesien hoe 'n Egiptiese voorman 'n slaaf slaan. Ek wou net sy hand stop. Maar hy het gestoei en ek het hom doodgeslaan. Skyn daai blok, jy het hom gehoor. Bly beweeg. Jy het hom gehoor, bly beweeg. Kom aan, gehoor. Dit was in my vorige lewe. Ek het my toevlug hier in Midian kom vind. Ek leef al vir baie jare gelukkig hier en sien om na my gesin en my vee. En die slawe is seker vrygelaat, né? Ongelukkig nie, nee. My mense swoeg nog as slawe. Maar nou buig hulle voor 'n nuwe farao. Hy is nog wreder. Moses, Wat's dit? Moses,
Moses, Hier is ek. moenie naderkom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Ek is wie ek is. Gesels Moses so waar met 'n plant. Kyk, die bos is aan die brand, maar dit brand nie uit nie. Ek het gesien my volk kry baie swaar as slawe in Egipte. Ek het gehoor hoe die Israeliete bid en vir my vra om hulle te help. Ek het gesien dat die Egiptenaars slegte dinge aan hulle doen. Ek is baie jammer vir hulle. Gaan nou, ek stuur jou na die Farao toe. Jy moet my volk, die Israeliete, weglei uit Egipte. Maar wie is ek om dit by die Farao te waag en die Israeliete uit Egipte te bevry? Die Farao het 'n harde hart en is goddeloos. Hoekom sal hy luister na my? Ek sal by jou wees. Wanneer jy die volk uitgelei het uit Egipte en julle God by hierdie selfde berg kom aanbid, sal dit vir jou die bewys wees dat dit ek is wat jou gestuur het. Sê nou die Israeliete glo my nie, of hulle luister nie na my nie. As hulle dalk sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Wat is daar in jou hand? 'n herderstok. Gooi dit op die grond. Ja. Het julle dit gesien? Ek moet vir Moses vra om my daai in te leer. Steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Asseblief, Here. Ek kan nie goed praat nie. Ek kon nog nooit goed praat nie. Ek kan ook nie beter praat nadat u met my gepraat het nie. Ek praat swaar. My tong sukkel om te praat. Wie gee vir die mens 'n mond? Wie maak mense stom of doof? Wie laat hulle sien of maak hulle blind? Is dit nie maar net ek, die Here nie? Gaan nou, want ek sal jou help om te praat en ek sal jou wys wat jy moet sê. Moses! Aaron, my broer. Dis goed om jou weer te sien. Die wonderlikste ding het met my gebeur. God het kom praat met my. Hy het my na jou toe gestuur. God wil my na Egipte toe stuur om ons mense te bevry. Wat God vandag van my verwag, my broer, daarvoor is ek die bangste. O magtige en hooggeagte Farao, 2 skaapwagters wil met u gesels. Hulle verteenwoordig die Hebreëse slawe. Stuur ek hulle maar weg. Nee, dit amuseer my. Stuur hulle maar in. Farao sal julle nou sien. Probeer asseblief om nie modder in die troonkamer te trap nie. Magtige en groot. Praat harder. Kom aan, insekte. O magtige Farao, so spreek die Here God van Israel. Jy moet my volk toelaat om te gaan en vir my 'n fees te gaan hou in die woestyn. Wie is hierdie God? En hoekom moet ek luister na hom? Ek ken nie die Here nie. En ek sal nie Israel laat gaan nie. Ek neem aan dessen, ja? Verwyder hulle uit my teenwoordigheid. Sodat hulle 'n fees kan hou. O skaapwagters.
Farao sê dat julle hierdie boodskap moet oordra aan julle vriende. Omdat julle so strand was, vermeerder hy die slawe se werkslading. Geniet julle dag. Ag, Here. Hoekom laat U dit so sleg gaan met hierdie volk? Hoekom het U my gestuur? Nou sal jy sien wat ek aan Farao gaan doen. Ek gaan hom dwing om my volk te laat gaan. Ja, ek gaan hom dwing om hulle uit sy land uit weg te jaag. Weer eens versoek ons U, o magtige Farao, in die naam van die Here, laat die kinders van Israel vry van hul slawerny. En weer eens sê ek nee. Sê jy vir hierdie sogenaamde God, wat sulke brawe eise stel, dat hy geen mag in my koninkryk het nie? Wel, neem waar! Kom ek probeer by kaartskommel towerkuns. Okay. Wow. My towenaars. My hoftowenaars kan ook doen wat jou God gedoen het. Wow, het jy al ooit gesien hoe een slang 'n ander een insluk? Ek sal julle nooit laat gaan nie. Hoor my, hierdie sê ek nou. Die Here, die God van die Hebreërs, het my na U gestuur om te sê, laat my mense trek, dat hulle my kan dien in die wildernis. Ek waarsku jou, Moses, moet nie my geduld toets nie. Jy en jou Hebreëse ongediertes sal verseker 'n duur prys betaal. Laat die water dan verander in bloed. Ek sal vanaand in die paleis pad. Wat sal dit vat? So sê die Here, laat my mense gaan sodat hulle my kan dien. Nooit nie! Dan sal Egipte ly onder nog meer pla. Paras. Muskiete. Stiervleer. Pes onder die veer. Zwere. Haal. Springkane. Nee! Almagtige Ra, God van die ewige son, beskerm ons tog teen al die martelinge van hierdie belaglike rotte, so God! Okay, wat so, Ra? Ha, dis Peter. Oh, hallo. Ja, of nie.
Nog een plaag sal ek oor Farao en oor Egipte bring. Die Here sal deur Egipte gaan en al die eersgeborenes in die land sal sterf. Maar elke huis van Israel sal lamsbloed aan die deurkosyne smeer as 'n teken. En die Here sal die bloed van die lam sien en verby daardie huise gaan. Selfs die eersgeborene van Farao sal sterf. Gaan uit! Los nou my mense! Ek vat die res van die Israeliete saam met jou! Ek het nog nooit soveel mense gesien nie. Daar was seker 'n miljoen Israelitiese slawe. Ons is nie meer slawe nie. Dank God en Moses. Hy sal ons daar 'n nuwe lewe lei. Kyk net, Chris. Sjoe. Magtige een, waarom het u Israel laat gaan? Slawe gee nie opdragte aan Farao nie. Hulle moet betaal vir wat hulle gedoen het. Kaptein, versamel die weermag en maak die strydwaans in Egipte gereed. Onmiddellik. Ons sal vandag hierdie vieslike Israeliete vermorsel en dan sal ons hulle saam in Egipte vaskeer. Hoe gaan ons nou tog by die berg van God uitkom met die Rooi See in ons pad? Moses weet waarheen hy ons vat. So hy sal seker weet hoe om ons daar te kry. Moses, Farao is hierheen op pad met sy hele weermag. God het 'n plan. Ons God sal voorsien. Jy weet nie dalk wat die plan is nie. Weet jy, Moses? Nee, nog nie. Maar ek weet dat God altyd by sy kinders is. Hy sal vir ons die pad aanwys. Kyk! Wat is dit? Bly beweeg, manne. Ons het hulle vasgekeer in die Rooi See. Kyk! Vir wat staan jy so benoud en roep na my? Sê die mense moet begin beweeg. En jy, lig jou staf op, strek jou hand uit oor die see en kloof dit oop. Dis ongelooflik. Sien julle dit? Dit is soveel beter as my towerkaarskommeltoertjie. Wat in die naam van die gode? Wat verwag julle dan? Gaan! Agtervolg hulle!
enkele Israeliet ontsnap nie. Is dit nou al die Israeliete? Ek hoop regtig so. Want hier is Farao se weermag. Wie sou kon dink dat 'n eenvoudige skaapwagter soos Moses deur God gekies sou word om die Israeliete te red? Chris! Dit gebeur! Ons is op pad terug! Dit was Besonder! Die allerbeste superboek-avontuur nog ooit! Is ek reg? Ek stem. Maar weet julle wat? Daar wag nog steeds die beste avontuur met 'n reus. En een met vlammende swaarde! Ja, so dit beteken daar sal nog baie avonture wees. Lekker julle. Was dit hardop? Ons moet Superboek vind en hom kry om ons op 'n nuwe avontuur te neem. Superboek, waar is jy? Hy kom net wanneer hy wil, maar hy kom altyd met die perfekte tydsberekening. Jesus, u het gesterf vir my en opgestaan om my te bevry. Was my nou skoon, vergewe my, wees my verlosser, Heer en vriend. Neem my lewe, maak dit nuut en help my om te leef vir u. Neem my lewe, maak dit nuut en help my om te leef vir u. Jesus, u het gesterf vir my en opgestaan om my te bevry. Was my nou skoon, vergewe my, wees my verlosser, Heer en vriend. Neem my lewe, maak dit nuut en help my om te leef vir u. Neem my lewe, maak dit nuut en help my om te leef vir u. Neem my lewe, maak dit nuut en help my om te leef vir u. Ja, neem my